Hallo almal, in hierdie video gaan ek jou help met jou Junie eksamen voorbereiding. Ek gaan vraag 2 van die 2021 vraestel 2 met jou bespreek. Hier wys ek weer vir jou dat statistiek tel 20 uit die 150, met ander woorde 13%. Onthou, ek het aan die einde ook vir jou die 2 playlists oor graad 11 en 12 statistiek aangeheg, as jy wou terugverwys. Hier vind jy nou die vraag. Ek stel voor, jy pause die video, doen gou die vraag en dan kyk jy hoe het ek by die antwoorde uitgekom. 'n Padstal verkoop melk in 5 liter houers aan die plaaslike gemeenskap. Die prys wissel volgens die beskikbaarheid van melk by die padstal. Die prys van melk per 5 liter houer en die aantal 5 liter houers melk verkoop word in die tabel hieronder aangeteken. 2.1 Op die rooster wat verskaf word, teken die spreidingsdiagram om die data te verteenwoordig. Nou vir 'n spreidingsdiagram moet jy in gedagte hou, dit is 'n baie akkurate grafiek wat jy gaan trek. En jy het koördinate nodig en jy kry jou geordende koördinate hierso. Daai sal jou x-waarde wees van daai koördinaat en daai is die y-waarde. Hier is jou volgende koördinaat. Hy sal wees 32, 30. So ons spreidingsdiagram sal dan nou so lyk. Verskoon die Engels daar, dit is nou natuurlik spreidingsdiagram. En dan op die x-as sal daar dan nou die prys per 5 liter wees en hier op die y-as is dit eenhede verkoop. Nou hoe werk dit dan? Jou eerste koördinaat is die punt 26, 48. Dit is die x, dit is die y. So hier op die x-as, 26 sal jy daar vind, dan gaan jy net op en tot daarbo 48 op die y-as is daar. En daar waar die 2 verbind, daar maak jy jou kolletjie. Dit is dan jou eerste punt op jou spreidingsdiagram. En hierdie grafiek, as hy mooi en akkuraat is en jou asse is mooi benoem, dan gaan jy 3 punte kry. Bepaal die vergelyking van die kleinste kwadrate regressielyn vir die data. Nou hier gaan jy jou sakrekenaar inspan. Waarna ons opsoek is y kappie is a plus bx. En dan hier het ek nou vir jou 'n aanduiding gegee watter knoppies om te druk op jou sakrekenaar. En ons is op soek na die regressielyn. So jy gaan jou sakrekenaar gaan jy in nommer 2 in die stats, dit is die statistiek modus, kan ek maar sê, insit. En jy gaan nommer 2 kies a plus bx, want dit is die kleinste kwadrate regressielyn. En al jou data insit, daar gaan 2 kolomme verskyn, 1 kolom vir die x-waardes, 1 kolom vir die y-waardes. Dan gaan jy terug en shift 1 stat. En dan kies jy nommer 7, regressie, en dan gooi hy vir jou hierdie 5 opsies uit. En op my sakrekenaar sou ek nommer 1 druk, want dit gee vir my A, dit is A se waarde daar. En hulle het nie gesê hier tot hoeveel desimale na die komma nie, so rond dit maar af tot 2 desimale, dan het jy veilig gespeel. En dan terug hier, as jy op jou sakrekenaar opsie 2 kies, dan kry jy B se waarde. En weer eens afgerond, en daar is my kleinste kwadrate regressielyn vir die data, en hierdie is 3 punte werd. Indien die boer 'n 5 liter houer melk vir R38 verkoop, voorspel die aantal 5 liter houers melk wat hy sal verkoop. Nou hierdie sommetjie, jy het mos nou in die vorige vraag die kleinste kwadrate regressielyn se vergelyking uitgewerk, en al wat jy nou doen, hier in x se plekkie, vervang jy nou die 38. En jy kry dan die ooreenstemmende y-waarde wat 23,22
houers sal wees. Vir die invervanging en antwoord, daar is jou 2 punte. 2.4 Verwys na die korrelasie tussen die prys van 5 liter houers melk en die aantal 5 liter houer melk verkoop en lewer kommentaar op die akkuraatheid van jou antwoord op vraag 2.3. Nou, daar is iets wat ons noem 'n korrelasiekwosiënt. En dit is 'n waarde wat 'n aanduiding gee hoe sterk die verwantskap tussen X en Y waardes is. En hoe nader die korrelasiekwosiënt, sy afkorting is R, aan 1 of minus 1 is, hoe sterker is die verwantskap. So wat jy nou gaan doen, terug hier by my sakrekenaar metodes, is ons gaan weer nommer 7R kies, en dan gaan ons nommer 3 kies, wat R is, die korrelasiekwosiënt. En hoe dit werk is, ek het ons nou net verduidelik, hoe nader jou R-waarde aan 1 of minus 1 is, hoe sterker is die korrelasie. So in hierdie geval, daar is 'n baie goeie kans dat die voorspelling korrek is. Ek wil net vir julle wys, hier op die laaste skyfie, hierdie vraag in die vraestel het dit nou nie gevra nie, maar somtyds wil hulle die gemiddelde koördinaat weet. Dan is dit presies dieselfde stappe, behalwe jy gaan in plaas van om nommer 7 regressie te kies, kies jy dan 5 waar. En dan kan jy nommer 2 en nommer 5, en dit gaan vir jou die gemiddelde koördinaat gee. En dit kan ook 'n paar ekstra punte vir jou beteken. Soos beloof, het ek vir die 2 playlists oor graad 11 en 12 statistiek aangeheg. In die linkerkantste hoekie sien jy nou die link na vraag 3 van die 2021 vraestel. Dit gaan oor analitiese meetkunde.